Welkom terug by die groot ontbyt. So Danny Smoke is terug en die rook word gelig vir 'n nuwe musiektreffer met die naam Weggooi. Hy kuier vanoggend op die geel bank om ons meer te vertel. Baie welkom. Baie dankie. Wat lig jy jou wenkbroue so vir my? Nee, ek bedoel net daai intro het vir my passievol gevoel oor Dankie. die. Ja, Dankie. absoluut. Soos jy oor jou musiek. Ja, 100%. Ja. So Danny, ek wil baie graag by die storie agter die storie uitkom van naam Weggooi. Dit lyk asof daar 'n paar stories was wat tot hierdie liedjie gelei het. Dis my lewensstorie die liedjie. Okay, goed. Kan jy dit vir ons opsom in 'n neutedop? Nee, wat eintlik gebeur het is my sorry, ek moet my chappie net wegskuif met my tong uit. My platemaatskappy hou partykeer sulke skryfkampe. En toe was ek opgepeer met 'n meisie met die naam Jelani Chetty en toe dan gee hulle so 'n wielietjie wat jy spin en dan sê dit okay, jy gaan nou 'n partytjie liedjie skryf in die styl van dit. Jy weet, dit is so 'n game wat jy speel en dan moet jy nou 'n sang gaan skryf. En net voordat ons ingegaan het, want ek het nog nooit so met haar geskryf nie. Toe vertel sy vir iemand anders 'n storie van toe sê sy, "Joh, ek het daai dag my naam so weggegooi." En toe sê ek vir haar, "Jesus, maar dis 'n great title om oor te skryf." Want ek dink almal het dit al op 'n stadium in hulle lewe gedoen. Of dit nou is oor dat jy te veel gedrink het of jy dalk met iemand wou chat en toe val jy net voordat jy daar aankom. Jy weet dan dit is nou maar daai embarrassing ding, maar dit is eintlik nie so erg nie. So ek het dit nou maar net verder gevat en dit dan vir myself reël gemaak met goed wat ek al gedoen het. En ek dink die song kan vinnig te partytjierig oorkom in die sin van dit gaan net oor biere down en drink, maar dit is nie necessarily dit nie. Dit is net om te sê as jy 'n great tyd het, whatever, jy weet. Jy kan jou naam ons nou weer optel. Ons almal gooi ons name weg. Ekskuus, solank jy dit geniet. 100%. Verstaan, dit is nou nie ingegraveer op jou ID van wat jy alles gedoen het nie. Maar dit voel partykeer so, nee. Ja, As ek terugdink aan die goed wat ek al gedoen het, dan voel dit vir my asof wanneer ek vir iemand my ID wys, dan kan hulle dit sien. Hulle sien presies wat jy gedoen het. Ja. Hulle kan nie. So hierdie is soos jou biography in 'n liedjie vorm. Ek gaan nie dit sê nie, ek wil jy dit nou gesê Maar jy gaan dit nie gaan ontken nie. Okay, nee, maar goed. Is dit wat ons sien ook as ons die musiekvideo kyk? So my idee met die musiekvideo was om eintlik soos daai deleted scenes uit Hangover. Ja. Wat soos na die tyd as die movie klaar is, dan sien jy al hierdie goed wat gebeur het. Toe sê ek wil al die goed, want daar's 'n klomp video's op my foon van as ek golf speel so my pelle of ek gaan jag of wat ook al. Ek wil daai goeters vat en dit eintlik in 'n musiekvideo insit, want dan sit so half dit is omvattend van die titel. Ja. Om te sê ja, ons het ons name weggegooi wat ook al. So ek weet julle kan nou nie die musiekvideo speel nie. So mense moet dit maar gaan kyk as jy wil sien wat daar aangaan. Maar dit is nie so erg nie. Dit is nogal PG-rated, ek dink. Ek dink elkeen sal iets van hom of haarself herken In daai video. in daai video. Al is dit nou studentejare of wanneer ook al, ja. Die probleem is net dat ek is nie meer student nie, Ja. ek doen dit nog steeds. Ja, en ek wil vir my sê, daai skryfkampe waarvan jy praat, laat my vreeslik dink aan American Pie se bandcamps. Jy sien, Maar dis dan seker nou nie dit so is glad erg nie so nie, hoor, wil ek dit sê. kan ons net regstel. Heeltemal die teenoorgestelde. Kom ons herstel bietjie jou naam ter ere. Ek weet jy's ook 'n gesinsman. Ons kinders is in dieselfde skool het ons nou die dag agtergekom. En toe besef ek nou nogals toe ek na jou liedjie kyk dat dis eintlik baie belangrik dat jou kinders ook sien dat 'n mens kan naam weggooi. Menende, dis belangrik dat jou kinders kan sien dat jy broos is en dat ons as hulle ouers ook foute maak en dit kan erken en jammer sê en kan aangaan en veral belangrik dat ons vir onsself kan lag. 100%. Ek dink die myn ding is eintlik en dit is tweeledig want aan die een kant wil jy seker goed vir mense nie wys nie en aan die ander kant dink ek hoe gemakliker jy met jouself is en hoe meer honest jy is, dan gaan jy mense kry wat van jou hou en regtig van jou en nie van jou hou nie. Ja. En soos my kinders, ek moet nou honestly vir jou sê, soos ek het in 'n huis groot geword wat partytjie 'n baie groot deel was van ons huishouding. Met my pa was baie lief vir drank, maar soos ek het net besluit soos ek kuier nie vir my kinders nie. Soos dis net 'n ding wat ek nie vir hulle wil wys nie. So wanneer ook al daar geleentheid is om 'n bietjie jou kettinge los te maak, dan
gaan hulle na hulle ouma toe, jy weet, want dit is vir hulle lekkerder daar. Ek sê altyd soos like met my kinders, dis nie vir hulle lekker om by 'n restaurant te sit nie, as daar nie 'n speelplek is nie. Want groot mense like om te sit by 'n tafel en te chat en te eet en drank te drink of 'n koeldrank te drink. Kinders haat dit. Dit is nie vir hulle lekker nie, maar dit is vir hulle baie lekkerder by hulle ouma as hulle daar kan speel en hulle word daar bederf. So dis nie dat ek vir hulle dit wegsteek nie, maar dis net so ek kies om dit vir hulle baie lekkerder te maak en vir myself ook dan. As dit sin Ja. maak. Ja. Hoorie, ek wil gaan van die kinders na 'n nuwe hondjie toe. Vertel vir ons van hierdie nuwe hond wat jy so uit die slaap uithou. Dis die oulikste ding, maar Kosbaar. Dit is die mooiste foto's. dit is so oulik, maar Sy naam kosbaar. nee, sy naam die is hondjie. Trekker. Sy naam is Trekker. Trekker, Ja. So my twee seentjies, ek vat hulle oral saam as ek nou gaan jag of gaan visvang of wat ook al. En toe nou die dag toe kom ons by 'n kinderpartytjie aan by daai Eduplex fietsryplek. En toe lê daar 'n klein hasie onder 'n kar. So 'n swart hasie. Lewend. En die eerste ding wat die klein boetie sê vir die groter boetie, imagine ons het ons pallets hier gehad. En toe sê ons vir hulle, nee guys, jy weet, as iemand se pet, los Ja. maar uit, gaan ry fiets. 10 minute later toe kom die groot boetie met twee sulke groot klippe aan. Wat hy wil vir sy broer een gee, hulle wil die haas eindig nou. En toe sê Toe kies jy hasepad. toe sê my vrou vir my na die tyd, hoorie, ons gaan moet 'n dier in die huis kry om vir hulle net die waarde van 'n dier se lewe te leer. Ja. Want hulle wil alles doodmaak. Wow. En toe gaan jag ek sonder hulle. En dis daar 'n klein hondjie, sy naam was Diesel en hy volg my heeltyd rond. En ek maak 'n joke met die ou en ek sê, hoorie, kan ek nie vir Diesel huis toe vat nie? En toe sê hy nee, want is 'n jaghondjie, maar Diesel het 'n nuwe boetie. As jy hom wil hê. En ek bel my vrou en ek sê vir hoorie, ek het dalk vir ons 'n hondjie. Sy sê alles behalwe 'n Jack Russell. Dis 'n Jack Russell. Ag nee. Wel, ek dink hy's 'n Jack Russell, maar hy's dalk so iets en toe bring ek hom huis toe. So hy hou my uit die slaap uit. Hy's verskriklik cute. Hy's baie cute. Hy's regtig baie cute, maar nou die oggend toe pak ek ook 'n sak want ek moet Kaap toe vlieg. Pak my klere in want ek weet ek vlieg vroeg. En ja, daar is hy. Is dit nie 'n Fox Terrier nie? Wel, ek weet nie. Dis 'n Hulle het Fox gesê Terrier, dis ek 'n het ook Jack so een Russell, maar gehad. ek bedoel dit lyk so Fox Terrier. Dis iets intussen maar hy's baie oulik. Baie En toe mooi. word ek wakker, ek het 'n leersak. Toe het hy gepie en toe die piepie in my leersak ingetrek, al die klere is vol piepie. So toe moes ek eers 'n nuwe sak pak, eers ook weer in die Kaap aankom gou Woolworths toe ry net 'n hemp en goed kry om mee te kan show. Maar ek is lief vir hom al klaar. Jy sien. Het hy darm al begin liefde vir die kinders leer? Hy het. Okay. Hulle het toe baie vinnig attach aan hom. Mooi. Vir so hulle wou hom byvoorbeeld nie skiet of so iets Ja, nie. dis So 'n goeie teken. ja, so hy doen sy job. Ons vordering. Hoorie so, wat lê ek voor volgende vir die res van die jaar? Ek ry vanoggend hiernatoe, toe dink ek by myself, okay, ek release 'n song, dan kom kuier ek vir julle, dan sit ek op die geel bank, dan gaan doen ek 'n radio-interview en toe dink ek aan daai sê ding, you know, jy doen dieselfde ding maar jy verwag iets nuuts. Maar toe sê ek ook so, daar seker goed wat moet gebeur, want daar is tog stuff wat werk. So ek het nog songs, ek het nog 3 songs wat ek hierdie jaar release. En moontlik gaan dit gaan definitief nie nou weer naam weggooi wees nie. Maar daar was nog ander songs wat kom. Ek het 'n goeie jaar. Ek het 'n goeie jaar laas jaar gehad, ek het hierdie jaar 'n goeie jaar. Dit voel vir my loopbaan begin regtig baie mooi groei en ek kan dit sien by shows en meer mense daag op en meer mense sal en as ek sê my herken, is dit nie dit wat vir my belangrik is nie, maar dit is belangrik. Ja. Ek kan sien daar is beweging en so ja, en ek het 'n paar groot shows wat hierdie jaar opkom wat ek baie excited oor is. So net baie music en ek probeer my ouderdom wegsteek om voor mense soos ons wat nou in die radio ateljee uit te kom, voor hulle uit te kom, want hulle het jare op my en hulle skryf sulke great songs en dan probeer ek dink, hoe gaan ek liedjies uitbring wat nie net ouer mense van hou Danny, nie. jy het nie probleem. Jy lyk 'n dag ouer as 45 nie. Dankie dat jy dit sê, Jen. Ek bedoel nou ek 46. So dankie dat jy dit Net 'n jaar ouer. Ja. So dis 'n challenge. Dis 'n challenge as musiek so baie vinnig verander. Veral nou is dit baie alternatief weer
En dan kan jy nie ship jump en nou ewe skielik Ja. alternatief wil wees as jy nou net 'n sokkie liedjie uitgebring het nie. So al in jou lyn in jou baan bly. Maar dit moet redelik moeilik vir jou wees want jy het bietjie van 'n alternatiewe rockkant aan jou eintlik en nou sing jy eintlik pop, dans, sokkietjies. Ek probeer eintlik uitfigure nog steeds wat is ek nou? Is ek nou 'n alternatiewe kunstenaar? Wat ek weet is definitief nie. Ek's definitief nie cool genoeg om 'n alternatiewe kunstenaar te wees nie, maar ek is ook nie clean cut genoeg om net 'n popkunstenaar te wees nie. So ek vind maar my pad tussen dit deur. Jy weet, ek sê heeltyd want nou dra ek hierdie boots want ek hou so baie van boots, maar dan nou die dag toe kom ek nou aan by 'n show en dan so baie jong mense voor my en dan kan ek besef dit wat ek aan het is 10 teenoor wat hulle paas ook aan het. En in daai oomblik dan probeer ek dink moes ek nie dalk net 'n paar tekkies aangetrek het nie, maar tekkies by 'n jean is vir my lelik. Al ten minste voel hulle dan veilig, nê? Nee. Want hy lyk soos pappa. Dankie oom, sing mooi. Hoorie, ons wou nou baie graag met jou 'n speletjie gespeel het oor naam weggooi, maar ons sal nou maar jou naam spaar hierdie keer. Ons sal dit volgende keer met jou speel. Ons gaan nou wel 'n musiekvideo kyk en dit was heerlik om met jou te gesels. Dankie. Maar nou nie jou naam te veel weggooi nie en ons hoop die kinders hou julle hond aan die lewe totdat ons mekaar weer sien. Ek seker hulle sal, want dis op hierdie stadium my job, want ek bedoel ek het vir hulle gesê as ons so 'n hondjie kry, gaan julle my help poef optel. Hulle het dit nou een keer gedoen. Wel hulle commit, maar hulle soek geld daarvoor. O, aarde. Nee, hier begin 'n hele nuwe topik. Dankie Danny Smoke. Dankie julle. Tot volgende keer. Dankie. Waardeer Lekker dit. kyk.